Die titel van my boodskap vir oggend is Ek wil vlerk sleep. Wat is my smaak? Wat ek agtergekom het is verskillende mense het verskillende smake. Maar daar is iets baie interessants. Hulle sê dat daar's ook 'n verskil in smaak tussen dames en tussen mans. En hulle sê dames se smaak is meer langdurig as die van mans. So ek wil eers met vanoggend die toets doen. Ek gaan vir party van julle, ek het sommer hierso Mentos. Ek het sommer dit gekoop vanoggend. So wat ek gaan uitdeel vir dames en mans. Dit help nie ek deel dit vir die ou mense nie, want ek meen hulle oë gee in, hulle ore gee in en hulle smaak gee in. Dit help nie. Dan wil ek hê jy moet hierdie dan aan die einde van die diens gaan ek net vra wanneer het die smaak verdwyn? Kom ons vat vir Marlene as 'n voorbeeld. Ek gee dit vir haar en dan aan die einde van die diens dan vra ek vir haar, proe jy nog die pepermint? En sê sy ja, ek proe hom nog. Dan vra ek vir sommer vir Keanu, dan sê hy nee, na 5 minute was die smaak weg. So ek gaan 'n toets doen. Kry vir jou enetjie, net een, nie twee nie. Kry vir jou enetjie. Kry vir jou een met jou lekker koffie wat jy hier het. Moenie daai koffie nou drink nie. Vat vir jou ene. En ek gaan vanoggend bietjie praat oor vlerk sleep. Ek wil begin deur te sê elke dame, elke dogtertjie wat gebore word, het een droom in gemeen. En dit is daardie groot dag van haar, wanneer sy haar trourok aantrek, en waarin sy die ridder op die wit perd tegemoet stap. Maar daar's 'n spreekwoord wat sê, trou is nie perdekoop nie. En ongelukkig daag daar in baie gevalle 'n ridder op wat 'n perd van 'n ander kleur is. En dan, so 2, 3, 4 maande, 'n jaar daarna, dan daag daar 'n ander perd op. Die perd se naam is 'n nagmerrie. Ons sit hier met die ridder op die wit perd, 'n perd van 'n ander kleur en 'n nagmerrie. En dan, na 'n jaar, na 6 maande, na 5 jaar, na 10 jaar, na 20 jaar, wat dit ook al is, dan raak jy ontslaaf van daai perd. Maar die gevolge is lewenslank. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Hierdie is nie van toepassing op die boere nie. Kyk, daar's mos niks op ons van toepassing nie. Statistiek is nie op ons van toepassing nie. So, wees kalm. Maar as jy dit op jou van toepassing wil maak, is dit dalk goed. Amerikaanse statistiek. Hulle sê 1 uit 4 paartjies is gelukkig getroud. 1 uit 4. Tweede ding wat hulle sê. 2 van hierdie 4 bly getroud as gevolg van die kinders. Dan sê hulle 58%. Mag ons oor seks praat vanoggend? Kyk, in die kerk mag jy mos nie oor seks en geld praat nie. In die gemeente het ek 'n vrymoedigheid om oor geld te praat. Maar ek gaan vanoggend regtig ware boldness en 'n vrymoedigheid om oor seks ook te praat. Sit reg. So, goed. Hulle sê 58% van paartjies wat seks voor die huwelik gehad het, eindig op 'n egskeiding. Statistiek, is nie ek wat so sê nie. Statistiek. Vierde ding. Hulle sê 80% van paartjies in Amerika bly saam voordat hulle getroud is. En onder hierdie 80% wat saam bly, is die egskeidingssyfer 70%. 70%. Hou sê hulle, 58% het seks voor die huwelik. Van daai 58%, 70% van daai 58% eindig op 'n buiteegtelike verhoudings. En net 15% van die paartjies wat by mekaar ingetrek het voordat hulle getroud was, is gelukkig. Net 15%. 80% bly saam voordat hulle getroud is. 70% van hulle eindig op in die egskeidingshof. Want daai klomp verval 70% in buiteegtelike verhoudings. En net 15% is gelukkig getroud. Geweldig stil in hierdie geestelike gemeente vanoggend. As ons na hierdie statistiek kyk, is my vraag is, ons hoor dit, maar wat leer ons daaruit? Wat leer ons daaruit? As my ma met my gepraat het, het ek gesê ja. Soos wat dit 'n goeie seun betaam. Sy het my oor gevat, en sê sy vir my, wat het jy gehoor? Dan sê ek weet nie. Ons hoor hierdie goed,
maar ons leer niks daaruit nie. Die navorsing sê dat een van die groot redes met betrekking tot hierdie statistiek wat ons na gekyk het, tot hierdie statistiek, een van die groot redes daarvoor, die grootste redes daarvoor, is dit waaraan ons onsself blootstel. Dit waaraan ons onsself blootstel. Want dit waaraan ons onsself blootstel, propageer, saambly, voorhuwelikse seks. Die flieks wat ek en jy na kyk, spring die held altyd in die bed met die mooi meisie. Die tydskrif wat ons lees, propageer dit. En die musiek waarna ons luister, insinueer dit. Maar ons heroes in die fliek het geen grense nie. Is 'n free for all, of kom ek stel dit anderster, ek hou nie van die Afrikaanse woord nie, free for all in Afrikaans is vry almal. Dis waarna ons kyk. En dan gebeur daar 'n baie interessante en 'n baie snaakse ding, wat ons nie kan verstaan nie, is wanneer 'n vriend of 'n vriendin van ons in daai slaggat getrap het, dan veroordeel ons hulle. En ons sê, maar ek kan nie verstaan hoekom jy so dom is nie. En ons is geskok oor dat dit gebeur het met hierdie vriend en vriendin van ons, maar ons is nie geskok oor die feit dat ons nie goed kyk nie. Die hartseer is, ons pas nie die regte beginsels toe, wat ons ken en wat ons van weet nie. Dink mooi wat ek sê vanoggend. Ons weet wat is reg en wat is verkeerd. Hier's niemand wat vanoggend hier sit wat nie weet wat is reg en verkeerd nie. Maar ons pas dit nie toe nie. Ongelukkig het die samelewing 'n vrou gereduseer tot 'n kommoditeit. Weet julle wat is 'n kommoditeit? 'n Kommoditeit is iets wat jy koop en verkoop. Dis 'n kommoditeit. 'n Vrou word gereduseer tot 'n kommoditeit en 'n vrou word nie meer geëer en gerespekteer nie. Uit hierdie navorsing is daar iets wat baie interessant is wat na vore gekom het. Hulle het gesê dat die mens is makliker seksueel aanpasbaar as wat jy aanpasbaar is binne verhouding. Wat bedoel ek? Makliker dat jy met iemand sal seks hê as wat jy noodwendig met daai selfde persoon binne die konteks van verhouding oor die weg gaan kom. Julle by? Goed. Die gevolgtrekking waartoe hierdie persoon gekom het wat die navorsing gedoen het, het gesê seksualiteit bedek 'n menigte probleme buite verhoudings wat binne verhoudings nie noodwendig bedek word nie. Wil dit weer sê, seksualiteit bedek 'n menigte probleme buite die konteks van verhouding wat nie noodwendig binne verhouding bedek word nie. Ongelukkig veroorsaak hierdie seksuele aksies 'n menigte probleme en ek gaan nie noodwendig alles nou opnoem nie. Wat is die oplossing vir hierdie statistiek? Wat is die oplossing daarvoor? Ek glo dat daar 2 oplossings is. En dis nie wat die navorsing sê nie, wat die mense wat die navorsing gedoen het, is nie 'n Christen nie. Ek het 2 oplossings gaan neerskryf. Die eerste ene is verhouding met die Here. Die tweede ene is beskermingsmeganismes. Kom ons noem dit reëls. Kom ons noem dit, ek wil nie die woord wette gebruik nie. Want die oomblik as jy by 'n woord wet is, 'n wet is daar om gebreek te word. Die algemene gevoel. Reëls, kom ons gebruik die Engelse woord guardrail. Ek glo dat dit die oplossing is. Maar, hier's die groot vangplek. Ek sê verhouding met die Here. Ons wat hier vandag in hierdie gebou is, hoeveel keer het die Here nie al met ons gepraat en gesê, moet dit nie doen nie, dan doen ons dit. Is ek reg? So, God override nie jou wil nie, maar hy's daar om jou te waarsku. Die volgende ene is 'n beskermingsmeganisme, 'n guardrail, 'n reël. 'n guardrail, 'n reël, 'n beskermingsmeganisme is iets wat jy daar stel om jou te beskerm, om jou 'n vroeë waarskuwing te gee, maar ook om 'n ander persoon te beskerm sodat die ander persoon nie seer kry nie. Nou kyk, die mees algemene guardrail wat ek van weet, is 'n wit streep in die pad. Stipel
jy kan verbygaan. Sperstreep is jy mag nie verbygaan nie. Wie het nog nooit op 'n sperstreep verbygegaan nie? Jy het seker nie 'n kar nie, né? Wie het nog nooit 'n kans gevat in die Pington pas agter 'n lorry? Waaragtig met 'n blinde hoogte of 'n blinde draai voor jou nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? Dis die mees algemene ding. En daai sperstreep is daar om jou te beskerm en ook om die ander persoon te beskerm, dat die ander persoon nie seer kry nie. As jy in die wildtuin gaan ry, op een van daai oop voertuie, hulle laai jou nie agter op 'n platbak sleepwa nie. Hulle laai op 'n jeepie met sulke reëlings hier in die kant. Nie dat ek weet wat die goed help nie, maar nou ja, daar's sulke reëlings. Ek weet nie of dit daar is wat verhoed dat die leeu inklim nie, en ek weet nie of dit daar is om jou te verhoed dat jy nie uitspring en hardloop nie, maar hy het sulke reëlings. Goed, hierdie as jy op die draai ry in die Longton pas, dan kry jy so yster, hulle noem dit 'n armkou barrier. Daai ysters wat daar opgesit is. Hoekom dink jy is daai yster daar opgesit? Daai yster is opgesit om jou te beskerm. Wat interessant is van daai yster, is hy staan nie 2 meter in die afgrond nie. Hy staan 2 meter binne die veilige sone. So as jy hom stamp, dan beteken dit nie jy's klaar af nie. Hang natuurlik af hoe party mense ry. Die ander een is 'n waarskuwingsbord. Daar's hoeveel waarskuwingsborde in ons lewe op die pad. Ek dink maar net op die pad. Daai tipe van goeders, waarskuwingsborde. So die oplossing vir my is verhouding met die Here en beskermingsmeganismes, guardrails. Maar nie een van daai twee waarborg veiligheid nie. Al wanneer dit veiligheid waarborg is wanneer ek en jy ag slaan daarop en luister. En dan glo ek dat julle met my sal saamstem vanoggend dat hulle sê spyt om te laat. En dan wanneer spyt daar is, dan sê ons vir onsself. En ek het sommer hier 4 punte gemaak want ek gaan in die toekoms, ek sê nie oor alles nie, maar ek gaan oor dit praat. Het ons nie finansiële barriers gehad nie. Met ander woorde, daar's finansiële barriers in my en jou lewe wat my en jou beskerm. Ek en jy moet die finansiële guardrails wat in God se woord staan toepas. Anderster gaan ons finansiëel seer kry of 'n ander persoon finansiëel seer maak. Morele. En ek gaan oor finansiële barriers praat. Morele barriers. Daar's nog eene. Fisiese barriers. En dan die ander een is geestelike barriers. As ons tog nou net op hierdie goeters ag geslaan het. En wanneer ons dan in die moeilikheid kom, dan vra ons klomp heiliges wat presies in dieselfde bootjie sit. Het niemand dan jou gewaarsku nie? Het jy dan nie hierdie goed geweet nie? In ons hoogheiligheid. Is dit nie so nie? Ons kan dit nie glo nie. Luister hier, so jy self skuldig daaraan. Ons oortree hierdie goed. En as ons nou na hierdie statistieke kan kyk, hierdie, wat ek hierso geskryf het, rondom voorhuwelikse seks. As ons voorhuwelikse seks kan stop, ons minder egskeidings hê, minder geweld teen vroue en kinders, minder kinders wat op straat is, minder kinders met afwesige paas en maas. Minder kinders met afwesige paas en maas. En die trauma wat daaruit voortvloei, is verbuisterend. Hy sê daai navorsing, daai ou, hy sê, statistiek sê dat 85% van al die bogenoemde goed wat ons nou net genoem het, 85% daarvoor kan ons terugneem na voorhuwelikse seks toe. 85% daarvan. Nou dink nou net, as jy egskeiding met 85% kan verminder, as jy die kinders wat op straat is met 85% kan verminder, as jy 85% meer paas en maas kan hê wat by hulle kinders betrokke is, hoe sou ons samelewing nie gelyk het nie? En wat is die begin hiervan? Wat ons kyk, wat ons hoor en wat ons sien. Dis die begin daarvan. Dit is die begin daarvan. Nou hier is die vraag, nou 'n bietjie gaan dink. God die Vader is 'n goeie Vader.
As ek en jy wat nou vanoggend hierso is, vir God die Vader sou vra, pa, die Vader is mos 'n pa. Pa, watse raad sal jy my as jou kind gee met betrekking tot hierdie goeters? Dink jy dat God die Vader sal vir 'n jong seun, 'n jong man sê, wag tot jy gereed is? Ek meen as jy vir 'n tienerseun vra, wanneer is jy gereed, dan sê ek is van geboorte af gereed. Jy kan nie vir hom sê wag tot jy gereed is nie. Dis dom. As jy vir hom sê tree net verantwoordelik op. Hey, hoe definieer ons verantwoordelikheid? Our society is busy condomizing the society instead of moralizing the society. Dis wat daai ou gesê het, maar ek weet nie wat dit beteken nie, want ek verstaan nie Engels nie. Die grootste fout wat jy as ouer kan maak vir jou kind wat die Here ken, luister na jou hart. Luister na jou hart. Jeremia 17:9 sê, die hart is die mees bedrieglike van alle dinge. Luister, jy kan nie jou hart luister nie. Jy kan nie. Die mees akkuraatste wat jy kan sê is, stop jou nonsens. Kan nie jou hart luister nie. Hoor wat skryf Paulus in die gemeente van Korinte, onder die leiding van die Heilige Gees. 1 Korinte 6. Julle ken dit baie goed. Hy sê, vlug vir hoerery. Hy skryf aan die gemeente in Korinte, hy skryf aan Christene. Hy sê, vlug vir hoerery. Hoekom sê hy so? Hy sê, enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Met ander woorde, Paulus sê so, hy sê, hoor hierso, jy kan enige ander sonde, of enige ander sonde sit jy in een kategorie, maar wanneer dit by seksuele sondes kom, it's the next level, want hy sê, daar sondig jy teen jou eie liggaam. So hy plaas dit in 'n ander kategorie. Daar's geen sonde, so seksuele sonde, maar ek stel dit anderster. Daar's geen sonde wat so 'n groot impak het op die samelewing as seksuele sonde nie. Die vrug daarvan, die dominos wat daar val. Niks. En dit is hoekom Paulus sê, hy sê, jy bedreig sonde teen jou eie liggaam. Hy plaas dit onmiddellik in 'n ander kategorie. Dis nie dat God sê, hoor hierso, dis onvergeefbaar nie. Dis nie dat hy sê, hoor hierso, ek vergewe dit nie. Dit niks met vergifnis te doen nie. Die bloed van Jesus vergewe enige sonde. Maar hy sê die domino effek daarvan. Jy sien, toe ek op skool was, ons grootste tydverdryf op 'n naweek, in 'n sekere seisoen van die jaar in Leidenburg, was diefstal. Ons het perskes gesteel. Wie van die jong kinders wat hierso sit, het die jaar wat verby is, gaan perskes steel? Steek op jou hand. Nie een nie. Nie een nie. Nie een nie. Ek wil nie vra wie van die jong kinders wat hierso sit, het die afgelope jaar meer as een meisie gevry nie. Jy sien, want ons grootste ding was perskes steel. Ons het perskes gesteel. Ons het die kerke se klokke gaan lei. Dis wat ons gedoen het. Ons het nie tyd gehad vir die girls nie. Vandag is dit nie meer so nie. Wat is sonde? Ek weet sonde is om die merk te mis. Maar as jy gaan kyk na die Nuwe Testament rondom sonde, dan word sonde gewoonlik geassosieer met wanneer ons iemand disrespekvol hanteer, wanneer ons van iemand steel en wanneer ons iemand seermaak of te nakom. Baie van die goed wat Jesus homself oor uitspreek, so jy een van daai 3 invind in die skrif. So ons is eintlik, hierdie 3 sê eintlik, hy sê, die oomblik wanneer jy op 'n plek kom waar jy jou belang bo die ander persoon se belang stel, is jy besig om te sondig. Ek praat nou 'n bietjie wyd, veralgemeen nou 'n bietjie. Die oomblik wanneer jy jou belang bo die ander persoon stel, is jy besig om te sondig. In die konteks van vlerk sleep, as jy vir my lief is, dan sal jy dit doen. Luister hierso, liefde is nie voorwaardelik nie, is onvoorwaardelik. Is jy besig om jou belang voor haar sit te stel, of waarmee is jy besig? Hoekom vra jy daai vraag hê? Luister hierso, elke meisie is op soek na 'n gentleman. 'n gentleman. 'n gentleman vra nie sulke vragies nie. Die woord gentleman is gentle man.
Dis waarna 'n meisie soek. Iemand wat haar gentle hanteer. Iemand wat haar gentle hanteer. Hoekom sê Paulus hierdie? Hy sê hierdie ding, hy sê, want dit wat jy aan iemand anderster doen, in die konteks van die negatiewe, hy sê, doen jy dit aan iemand wat ek as God voorlief het? En nie net dit nie, jy doen ook die verkeerde aan jouself, want ek is vir jou ook lief. Hy het jou gekoop deur die bloed van sy seun. Jy maak dis seer wie hy gekoop het, en jy maak dis seer wie aan hom behoort. Hoor wat sê vers 19. Hy sê, of weet julle nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie? Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy sê, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, jy behoort aan iemand anderster. Want julle is duur gekoop. Hy sê, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees wat aan God behoort. Dis hoekom Paulus daai stelling maak. Julle daai goeders klaar gekou. Kom ons maak gou 'n toets. Ek kan hierdie preek nie sonder handskoene aanpak nie. OK. Ek by jou kom, dan sê jy vir my, smaak of smaakloos. OK. As daai chappie nog smaak het, dan sit jy met my linkerhand, as hy geen smaak het nie, sit jy met my regterhand. Ek praat nou nie van as hy 1% smaak hoor het nie. Smaak of smaakloos? Smaak, linkerhand. Dis ook my handskoene. Smaak of smaakloos? Smaak of smaakloos? Smaak, hierso. Smaak of smaakloos? Kyk nou hierso. Man en vrou het getroud is. Wie het nog hierso? Kyk dit hierso. Hoe groot is hierdie? En hoe klein is hierdie? Wat's net hier sit? Vlerksleep. Elkeen het sy eie smaak. Elkeen het sy eie smaak. Smaak, smaakloos. Kan die mense wat gesê het smaakloos, net julle hand opsteek? Almal wat gesê het smaakloos, steek jou hand op en hou dit op, is dit reg? OK, ek gaan nou 'n bietjie smaak by jou smaakloosheid sit. Is dit reg? OK. So, hou jou hand op. Sê jy moet vir ons proe net vir ons. Julle is my interessant. Ons is nie bereid om hierdie goed te kou nie. Maar ons kou mekaar, seksueel. Morning, noon and night. En dan dink jy, ek gaan met die girl trou, wie jy en jou maatjies gekou het, totdat hulle geen smaak meer het nie. En ek moet tevrede wees daarmee. Maar die dag as jy trou, wat al die girls kou, wil jy een hê wat nog nooit gekou is nie. Of hoe? Of is ek verkeerd? Nou, enige iemand wat wil kou. En dan trou jy met daai girl, wat gekou is, jy kan nie eens 'n babbel met haar blaas nie, want haar wind is heeltemal uit haar seile uit. En jou wind is ook uit. Mense is meer begaan oor dit wat hulle eet as seks, want jy seksueel meer aanpasbaar, sê die statistiek, as wat jy is binne die konteks van verhouding. Ek hoop hierdie voorbeeld bly jou by vir ewig. Ek hoop as jy 'n chappie koop, dan dink jy aan hierdie voorbeeld. En ek hoop jy koop borrels en borrels chappies vir jou kinders. En jy vertel vir hulle hierdie storie. Amper soos daai vrou wat Jesus se voete gesalf het. Oral waar die evangelie verkondig word, sal hierdie verhaal vertel word. Oral waar 'n chappie gekoop word, sal hierdie verhaal vertel word. Is dit nie waar nie? Is nie waar nie. Ons vry die girls, ons vry die mannetjies, laat die rook draai, seks met hulle, kinders word gebore, hulle eindig op straat, sonder paas, sonder maas. Die vrou sit met die kinders, want sy het 'n groter verantwoordelikheidsin as die man. Papi pak 'n tekkie uit, op soek na die volgende los lyf, wat hy kan kry. En dis hoekom ons in ons samelewing beleef en sien wat ons sien. En my vraag is, hoekom neem ons nie 'n besluit? Want alles kom terug na 'n besluit. Hoekom neem ons nie 'n besluit om vir ons guardrails daar te stel nie? Kom ons neem ons nie 'n besluit om 'n verhouding te kom nie. Nie laat dit jou waarborg nie. Hoekom neem ons nie 'n besluit om opgehou nie? As ek daai term kan gebruik nie. Hoekom hou ons nie op daar nie? Hoekom hou ons nie op om 'n vrou as 'n kommoditeit te sien nie? Hy sê een keer vir my, hy sê vir my, hoekom moet ek 'n boek koop as ek 'n boek kan uitneem in die biblioteek?
Wat sê hy eintlik? Hy stel nie belang in trou nie. Hy lees hierdie boek en as hy moeg is vir hom, gee hom terug, gooi hom weg, neem 'n ander boek uit en lees hom ook. Of haar ook. Wat dit is. Wanneer is ons op 'n plek waar vrouens besluit om nie verder mishandel te word nie? Ek wil vir jou as dame sê, slaan die dier op sy kop. Want hulle sê 'n man is soos 'n dier. Daai persoon sê they like animals. Slaan hom en jag hom weg. Want weet jy wat? Jy as dame is die een wat die skade dra forever. In die meeste van die gevalle is dit die vrou wat met die gebakte pere sit. Dis die een sy. Die res is die kinders. Die kinders forever. Forever. Want hoe kom jy uit daai siklus uit? Hou op om te fantaseer oor die regte persoon en wees jy die regte persoon. Ons fantaseer te veel. Hou op om te fantaseer oor die regte persoon en wees jy die regte persoon. Die regte persoon is die een wat sê ek gaan nie op die sperstreep verby nie. Die regte persoon is gesê wanneer is die regte tyd? Jy vra nie daai vraag nie. Wees jy die regte persoon. Wees jy die persoon wat smaak het omdat jy guardrails het. Wees jy die persoon wat weet jy of sy, hy of sy is 'n tempel van die Heilige Gees en dat jy 'n koning se kind is. Wees die meisiekind wat droom oor die groot dag van die ridder op die wit perd en maak seker dis 'n ridder op 'n wit perd en nie 'n ridder op 'n bok nie. Moenie ophou om daaroor te droom nie. Maar weet jy wat? Miskien sal dit jou help as jy net bietjie na die tweede huwelik gaan. En die tweede huwelik is die een met jou hemelse bruidegom. Wanneer jy droom van daai dag as die een wat met die wit rok voor hom staan. Nie in wat jy gedoen het nie, maar wat hy gedoen het. Hy het jou geheilig, hy het jou vergewe, hy het jou gereinig. En hy het vir jou gesê, kom met jou denke in lyn met dit wat ek bedink oor jou. Laat die geestelike en die fisiese in lyn sal kom met mekaar. En droom oor daai dag. Okay, vir my dadelik sê, okay oom, ek hoor hierdie goeders, maar ek het reeds verkeerd begin. Wat nou? Luister hierso. Lees net jou ouers manual. Lees net hom. Hy sê ek veroordeel jou nie. Hy sê gaan en sondig nie weer nie. Hy sê ek veroordeel jou nie. Maar hou nie daarop nie. Hy sê gaan en sondig nie weer nie. Daar's niks wat my bloed nie kan vergewe nie. Sê ek jou geheilig, ek jou geregtig verklaar. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sê jou rus gee. Sê sit jou fokus op my. Verlustig jou in my en ek sê jou gee die begeertes van jou hart. Hy wag vir jou om jou met oop arms te ontvang. Ek sluit af met so ietsie om na te dink. A relationship is not about having a handsome boyfriend or having a beautiful girl. Alhoewel jy moet nou nie as jy wakker word Lansa, jou tekkies reeds die vorige aand aangetrek het en hardloop omdat jy geskrik het nie. Ek meen, daar moet daarom iets moois wees ook. A relationship is not about having a handsome boyfriend or having a beautiful girl. A relationship is about having someone who respects you, who cares about you, who understands you, who is proud of having you, who loves you the way you are, who is faithful to you, and who knows how to comfort you. Vader, dankie vir vanoggend, dankie dat ons sommer net lekker kon gesels het oor vlerksleep. En dankie dat ek weet dat U deur die Gees sommer net 'n klomp dinge kom stir het en kom vasmaak het opnuut in ons hart van hoe U dit wil hê. En ek wil bid vanoggend, Here, dat ons U stem duidelik sal hoor, dat ons vir ons guardrails daar sal stel om ons te beskerm en ander te beskerm. En dat ons die ander persoon altyd eerste sal stel. Maar bo dit alles, Here, U eerste sal stel. Want soos wat Paulus sê, ons is 'n tempel van die Here. En God se Gees woon in ons. Vader, ek wil spesiaal bid vanoggend vir jonge mans, jonge dames wat nog nie getroud is nie.
wat in hierdie mees fenominale, fantastiese vlerksleepfase van hulle lewe is, dat U vir hulle wysheid sal gee, dat U hulle sal help, dat U hulle sal beskerm, en dat hulle hierdie voorbeeld van die chappies, beachies, wat jy dit ook al noem, dat hulle dit altyd sal onthou, dat hulle jonge dames en jonge manne sal wees met smaak. En Here, dan wil ek vra dat U met ons ouer garde sal wees, die wat nou 5 jaar en langer getroud is, en dat U ons sal help om nog altyd vlerk te sleep, om nog altyd gentleman te wees, om ons kroon op ons kop te hou, haar te eer en haar te respekteer en haar te waardeer vir wie sy is. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.